Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dat kan je daar ook zo graag weer inkikken. Halleluja! Yes. Halleluja! Is dat niet echt opgewonden vanmorgen om in die huis van die Here te wees? Ja, ons is daar. Amen. So ons sê saam, is net ek. Dans bietjie hoor. Prys die Here. Kry net ons vrou nou weer. Prys die Here. Welkom vanmôre aan elkeen. Dit is goed om julle te sien. Dit is lekker om julle te sien. Op een van die belangrikste, die belangrikste fees vir die kind van die Here. Yes. Nou kyk, ek gaan nou op tone trap. So, jy hoef nie met my saam te stem nie, sou weet. Maar jy moet my lief hê. So jy mag nie uitstap vanmôre en nie baie van my hou nie. That's fine. Jy sal oor dit kom en agterkom ek is eintlik nie so bad nie. En vergewe. Ja, en my vergewe, ja, dit moet jy maar doen. Maar nou nie is jou wip, nou nie. Vergewe my so klaar. Maar daar's net twee feeste wat die kind van die Here moet vier. Dis die Pasgafees of as jy nou wil sê ek is altyd bang om te sê Paasfees. Want in die Afrikaans is dit half, die Engels is makliker. Die Engels het die Passover en die Easter. Kyk, ek wil nou vir jou sê, as jy daai Paashaas sien, skiet hom. Maak met hom paai. Want dis al waarvoor hy goed is. Want die hele ding is 'n leer. So ons doen die Pasga, ons vier die kruisiging en die opstanding van die Here Jesus Christus. Halleluja! Wat leer kan op Christus vir die kind van die Here? Wat wonderlik is, die gedagte daaraan, dat my Skepper, my God, gesterf het sodat ek kan leef. En ek het my vrou gesels ook so, en sy sê, die Suster Kaller het dit so mooi gepraat Woensdag. Ek wil jou vanmôre sê, in 'n plek in die Nuwe Testament, toe sê hy, en toe die tyd volëindig was, het die Here gekom op die bepaalde tyd. So daar was 'n bepaalde tyd wat God gekies het. Hy het reeds in Daniël geopenbaar presies wanneer dit sou gebeur en hoe die goed sou gebeur. En reg in die Ou Testament, maar voor die grondlegging van die aarde het God reeds besluit. Ja. En Jesus reeds gesê, Vader, ek sal die een wees. En ek wil vir jou sê, daar was niks wat hy nie geweet het wat sou gebeur het nie. Hy het alles tot in detail geweet en ek wil vir jou eintlik vanmôre sê, hy het dit nie net geweet, hy het dit reeds ervaar. Laat voor dit gebeur. Want die woord sê, hy ken die einde van die begin af, hy ken dit alles. Dit is nie vir hom onbekend nie, maar ten spyte van al daardie kennis, het hy nog steeds besluit om dit te doen vir my en vir jou. En nie omdat jy oulik is nie, maar omdat jy awesome is. Omdat hy jou lief het. Ja, ek en jy is soos 'n ongeslyte diamant. Ek is baie seker daarvan die meeste van ons, as jy 'n ongeslyte diamant gaan optel en jy dink, "Ag, hier is 'n lekker klipjie om die ketty te skiet." Jy sal nie eens weet is 'n diamant. Ek en jy weet nie hoe lyk die diamant nadat hy geslyp is. En dan weet ons nie eens of dit eg is en of dit nie eg is nie. Ons weet nie. Maar ons was soos ongeslyte diamante, maar hy het gesien wie hy is. Ja, praise the Lord. Hy het gesê vir hom is dit die moeite werd. Abraham tree in vir sy broer Lot. Toe die Here Sodom en Gomorra wou vernietig. Hy vra vir 50. En die Here sê as hy 50 regterdig. En so gaan hy nader aan 10 en nader aan 1. En die Here sê selfs vind ek net 1. Is dieselfde met my en jou. Hy sê Vader, as daar net 1, ek sal my lewe gee. Al is daar net 1, wat sal ek nou gee? Prys die Here. Maar weet julle, vir die laaste 2000 jaar was daar baie, was daar duisende, was daar ek en jy gewees. Halleluja. Dit is vir my en jou rede vanmôre om opgewonde te wees. Dit is vir my en jou rede vanmôre om
en sy naam te prys. Halleluja. Die tweede ene is die Pinkster, die uitstorting van die Heilige. Daar is nou 'n paar sakramente. Ons het gaan vanmôre een doen die nagmaal. Ja nee, wat ons eintlik so min doen, wat ons meer moet doen, is voete was. Maar daai selfde aand, wat hy die nagmaal ingestel het, het hy ook sy disippels sy voete gewas, en hy sê vir hulle, doen julle dit so ook met mekaar. Ek dink as die kerk meer voete was, sal ons minder hoogmoedig raak. Dan gaan ons minder posisies sien. Ja. Maar daar is nie 'n posisie nie. Daar's een posisie in die kerk. Dis die hoof. En sy naam is Jesus Christus. As die enigste een wat posisies het, die res van ons almal, my en Kleis. En as jy gedink het, ek sê vir jou vanmôre, ek is 'n medediensknegt in Christus Jesus. Ek is nie meer as enige een van julle nie. Ek is ook nie minder as een. Die Here het ons gelyk. Daar is geen Griek en Jood, geen vryman, geen slaaf, geen vrou, geen man nie. Ons almal is in Christus dieselfde. Prys die Here. Mag u, ek hoop en ek weet dat Pastor Sakie ons van julle net vandag sien. Ek is so dankbaar julle het gekom. Ja, prys die Here. Ek was redelik bekommerd gisterand, maar gelukkig weet ek kan bid 'n lewende God. Amen. En vir hom is niks onmoontlik nie. Maar as ek op Facebook sien, lyk hierdie pad hier kant toe. Ek dink ek Sakie, julle moet 4 uur ry. Ek weet nie hoe hard het julle gery nie, maar ek is seker hierdie highway het oopgeklop soos die Rooi See. Prys die Here. En so sal hy ook saam met julle teruggaan op julle reis terug. So ek is so dankbaar julle het gekom, Suster Daleen daar agter. Prys die Here. En ek vertrou dat ons dit baie saam met julle gaan geniet. Ek is opgewonde. Ek hou van jou as mens en ek hou van jou as prediker. Yes. Vir die wat nie ken nie, julle gaan dit geniet vanmôre. As jy 'n besonderse prediker met 'n salwing opkom, so ja. En dan moet ek ook nog by dit sê, broer Karel, ek is self opgewonde vir wat as ek kyk na daai tafel. En ek het nou 'n bietjie inside info op hierdie tafel. Julle sal dit binne kry. Dan gaan julle net besef hoe awesome is hierdie tafel. Maar broer Karel is daar's 'n mooi woord daarvoor. Anomaly, dis eintlik nie dit nie. Hy kom soos 'n plaasseun voor. Maar daar's 'n bietjie diepte ook by die plaas. Ja. En hy het altyd 'n unieke manier om dinge te sê. Ja. En om die waarheid oor te dra. So ek is op aan 'n afwagting. Maar julle moet Sondagmôre se nagmaal doen. Maar ek gaan nie te veel vooruit gaan nie. So ons het vanmôre hierdie diens. Vanaand 6:00 het ons weer 'n diens. Dit sou die Heer gewees het. Maar we've got somebody special. Ons het vir julle 'n verrassing. So julle moet nou nie uitmis gelaat nie. Ek weet Pastor Sakie, julle is nou die enigstes wat verskoon word, maar die res van julle kan vanaand weer. Hier is die een naweek. Ja. Weet julle hoe nice is dit? Die Here het vir ons 'n hele lang naweek gegee om te aanbid. Ja. Prys die Here. Here sê dat hy is nie Sondag. So vanaand 6:00, môreoggend 10:00 het ons 'n biduur, maar dis nie 'n normale biduur nie. Dit is nog steeds kan ek dit sê, dit is 'n konferensiebid. Woord inslag. Ja, daar's 'n woord en ons gaan bid en alles so. En ek gaan nou kyk wie se bid is. So as jy nie kom nie, dan gaan ek na jou toe kom. Mooi man. Waarom sê mooi? Prys die Here. En dan môre aan 6:00 weer diens en Sondagmôre 9:00 ons diens. So ek wil jou vra, gebruik die geleentheid. Gebruik die geleentheid. As dit gaan oor kostesprake, ek reël 'n bus. Dit is 'n bus. En 'n bestuurder. Ons sal vir my finansies gee julle. Maar moenie niks gebruik dit. Weet julle wat, hierdie kan die laaste keer wees. Ja. Wat ons so Ja. dit gaan doen. Ons nie ek en jy is gevaar word vanmôre nie.
Ja. Nie ek en jy is gewaarborg vir volgende jaar nie. Volgende jaar het ons dalk nie hier vry. So let's use it. En kom ek en jy fokus nie vanmôre op enigiemand nie, behalwe Jesus Christus. Want hy gaan bring. Prys die Here. Kom ons staan en vir pastoor Reiner vra vir ons te open met diens en dan gaan ons lekker heerlik saam sing. Halleluja. Ag Here, ons het U lief vanmôre. Amen. Dis die eerste woorde wat in my opkom. Dat ons het U lief. Here, omdat U tot vanmôre toe nog steeds vir ons ontferm. Ons nog steeds besoek. 'n Prys is betaal meer as 2000 jaar terug. En vanmôre kan ons soos pastoor reg sê, het ons tyd uitgekoop en kan ons nog tyd uitkoop, want vorentoe gaan dit nie makliker word nie. Vorentoe gaan dit net al moeiliker word vir die kind van die Here. En ons dankie vanmôre, Here, dat ons U kan ken. Yes. U is die bron van ons krag. Dankie dat ons U vanmôre kan ken in die krag van die opstanding. Dankie dat ons vanmôre weet die stryd is reeds gewen. Amen. En hy as vyand is reeds aan die wêreld blootgestel as die Vader van alle lewens. En ons dankie dat daar vanmôre vir ons 'n oorwinningsbeker is. Dankie dat ons dit vanmôre ook kan vier. Dat ons vanmôre aan die tafel van ons Here Jesus kan sit en kan sê, Here, ons het deel van die liggaam. Ons eet van die liggaam, ons drink van die liggaam, want ons wil een met U wees vanmôre. Saam met U. En die Vader wil ons een wees. En dis ons gebed vanmôre, Here, terwyl ons bymekaar gekom het, Here, om U naam te loof en te prys en te eer vir wie U is, Vader, Seun en Heilige Gees. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus, that you came. Yes. Holy Spirit, we welcome you in this place this morning. Welkom, 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 Heilige Gees. En ons gebed is vanmôre, Vader, dat U deur elke een sal beweeg, dat die Gees van God sal waai vanmôre, soos hy wil waai, en dat U vanmôre U goddelike doel in ons binne sal kom bereik. Nie soos ons van die Here. Ons het nie vanmôre agenda nie, Here, maar ons het oopgegooi, Here. Dit is U werk vanmôre. Dat U sal bereik dit wat U wil bereik vanmôre, Vader. Ons wil vanmôre besonder bid vir die dienste. Want vanmôre tussen U en die volk staan. Ons wil vanmôre bid, Here, vir 'n dubbele maal. Salwing op ons sal rus, Here, dat jy vanmôre sal verkoop na gees, siel en liggaam. Dat jy vanmôre sal optel en woorde deur ons sal spreek, wat God gegeewe gedagtes, woorde sal word en dade sal word en sal uitleef, Here. Dis ons gebed vanmôre. Op woorde onder ons lofsang vanmôre. En word U verheerlik in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons gebed vanmôre, die wil van God. Yes. Vanmôre, en hierdie plek. Jesus sal. En Jesus. Amen. Nou, Suster Rina is heeltemal ontvang van vanmôre. So, maar sy is nog steeds bereidwillig. Ons die klavier te hanteer. Maar as die Here gaan jou seën. Jy gaan sien, jou vingers gaan vanmôre vry. Jy gaan goed doen wat jy nog nooit gedoen het. Prys die Here. Elke naam weer kan met U. Vader,
Die kracht van die bloed is nog nooit weg. En vir die wat my nou al ken sal weet, ek het nou al 'n paar keer gesê, ek sê inteendeel dink ek het word sterker. Maar die mense raak meer goddeloos. En ek en jy het meer nodig in die tyd waarin ons lewe. So God se genade raak groter. Die krag van die bloed raak groter. Prys die Here. En die liefde van Jesus word net al hoe meer. 'n bietjie praat met Jesus maak dit reg. 'n bietjie praat met Maar dit is een van die mees verwaarloosde wapens wat daar is. Ons wil eers ons pop in die kot uitgooi, tantrums gooi. Laat ons net bid. Net bid. That should be our default. Is om eers te bid. En dan daarna reset ons alles. Hier binne ons en ons vergeet daarvan, because God's in control. As die Here gesê het, ek nie gaan dit doen. So ek wil vir jou vanmôre laat gee. En ek praat maar met myself. Bid totdat die Here aanvat. Yes, because he will do what he said he's going to do. Praise the Here. Hallelujah. I know it was the Lord. On
kom dit nie. Maar daar is 'n lyn deur die poortjies vanmôre. Dit gaan oor die bloed. Want die tema van ons Paaskonferensie, dis Jesus se bloed alleen. Daar is nie iets anders nie. Dit was net sy bloed. En dit is nog steeds sy bloed. Halleluja. Ek wil vir iets sê vanmôre. In Johannes, na die bergrede, toe die Here die bergrede basies nou afgesluit het, en hy begin iets baie vreemds met die mense deel, en hy sê vir hulle, as julle nie van my vlees eet nie, het julle niks aan my nie. As julle nie my bloed drink nie, het julle niks aan my nie. En skielik is hier verwagting, want dit klink vreemd, maar ek is absoluut daarvan oortuig, dat die skare wat daar gesit het, dit geweet waarvan Jesus praat. Want skielik het hy 'n verantwoordelikheid op hulle geplaas om te sê, wees soos ek. Jy sê, hulle wou hom gehaat het vir wat hy kon doen, maar toe die Here sê, julle moet deel wees van my vlees en van my bloed, toe is dit te veel, en hulle stap weg, en Jesus sê vir sy disippels, maar wil julle nie ook gaan? En Petrus sê, Here, waar sal ons gaan? U het die woorde van die lewe. Dis die bloed van Jesus. As ek en jy nie deel is aan die bloed nie, is daar nie vir ons lewe nie. Die lewe is in sy bloed. Halleluja. O, die bloed van Jesus. O, die bloed van Jesus.
Al was julle sondes soos skarlaken, ek sal dit wit en vas dan die sneeu. Al was dit so rooi soos bloed, ek sal dit so wit was soos wol. Halleluja. Weet jy wat, die woord sê dat die bloed van bokke en stiere die sonde bedek, maar die bloed van die lam het dit weggevat. Hy het dit weggevat en die Here dink nie meer. So ver as die ooste van die weste af is, en die diepste van die see wegbuig. Dis dit die wonderlike ding. Daardie sonde wat 'n skeidsmuur geword het tussen my en my God. Daardie sonde wat se loon die dood was. En nie kom breek hy die skeidsmuur af nie, maar hy breek die mag van sy sonde en die dood. Halleluja. Walking over, saved by your grace, love with your spirit, and making love. I'm here to obey.
vraag is, sing jy net van hom, of ken jy? Daar's 'n baie groot verskil. Amen. Ons sing vanmôre nie net van hom nie. Ons sing van hom, omdat ons hom ken. Amen. Prys sy goeie naam. Ek kan nie sê dat ek baie dankie. Amen. Dis vir ons baie lekker om hier saam met julle te wees. Vir Ria en vir myself. Nou ek kan nie eens onthou wanneer ons laas hier was nie, dit is baie lank terug. Wil julle nie 'n bietjie nader trek? Dan kan nog meer kom. Amen. Prys die Here, dis baie lekker om saam met ons te wees. Eer die Here vir sy grootheid en sy genade. Terwyl ek hier besig is net om al hierdie gadgets reg te kry, jy kan oopmaak by Daniël hoofstuk 9. Daniël hoofstuk 9. En vir die pastoor vanmôre na Daniël verwys, tog ek hier nou nie verder gaan nie, want dan ek niks om te sê nie. Daniël hoofstuk 9. En ek wil vra dat jy saam met my vers 18 en vers 19 se gebed sal bid. Ongelukkig is Daniël en veral die gedeelte wat ek vir jou voorgaan nou vanmôre, een van die gedeeltes wat baie keer vermy word. Ons wil nie daaroor praat nie, want ons verstaan dit nie eintlik nie, want dis eintlik baie diep. En die paar verse wat ek vir jou gaan lees, kan ons 7 dae en 7 nagte aan mekaar oor praat. Kom ons bid hierdie gebed. Nou ons weet Daniël bid vir sy volk. Daniël bid in sy volk en die stad Jerusalem wat totaal en al vernietig is. En hy bid vir hulle. Maar jy en ek het die reg om hierdie gebed ons eie te maak. Ons het die reg om dit te vra van die Here, om vir ons dit te doen. Hoor wat bid en ek bid hierdie vanmôre saam met u. Neig u oor, my God, en hoor. Open u oë en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar u naam oor uitgeroep is, want nie op grond van ons geregtigheid werp ons smeekinge voor u aangesig neer nie. Maar hoor wat bid hy, maar op grond van u groote barmhartigheid. Here, hoor Here, vergeef Here, merk op en doen dit, vertoef tog nie om u ontwil, my God, want die naam is oor u stad en oor u volk uitgeroep. Is dit jou gebed vanmôre? Sê Here, hoor, rig u oor na ons. Sien vanmôre, Here. Kyk na ons omgewing. Kyk na dit waar ons is en waar ons bly. Eintlik leef ons in 'n verwoeste wêreld. En ek glo dat die Here vanmôre hoor. Ek is Saffie Breed, my vrou is Ria. En haar tweeling suster Daleen het saamgekom. En julle moet hulle nie verwar nie. Hoe ouer hulle word, hoe meer lyk hulle na mekaar. En dit is ons 'n groot eer en 'n voorreg om saam met u te wees. As pastoor Frik in Pick n Pay of in Checkers, ek sien nie so mooi Checkers net hier om die hoek. Checkers net om die hoek. As hy daar loop en hy stap saam met iemand, wat sal hy sê? Daar is ons pastoor. Sal jy dit sê nie? Ja, jy sal sien. Daar is ons pastoor. Dis ons pastoor. En dan hoop ek, saam wie jy stap, sal jy 'n paar mooi goed bysê. En ek wil vanmôre vinger wys en 'n bietjie wegwys na iemand oor wie ons sing. Iemand waaroor
jy hier is vanmôre. Iemand waaroor hierdie dag gereël is. En vergewe my, ek wou dit in Afrikaans vertaal, na ek hierdie diamant ontdek het. Toe besluit ek, nee, ek gaan dit nie vertaal nie. Die woord wat ek vir jou aan wil brief hoor, is die grootste oorwinning van alle tye. Amen. Die grootste oorwinning van alle tye. Maar voor ek daaroor wil praat wil ek vir jou net vinger wys na die een wat die grootste oorwinning van alle tye behaal het. And I name him my king. Amen. The Bible says, that Jesus is the King of the Jews. He's the King of Israel. He's the King of righteousness. He's the King of all ages. He's the King of heaven and He's the King of glory. He's the King of kings and He's the Lord of all lords. And He is the great I am. Die vraag is, praat jy so oor hom of ken jy hom so? My King is a sovereign King. No means of measure can define His limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. And in Him dwells the fullness of the Godhead bodily. Amen. My King is the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's the sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He's the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. Amen. Amen. My King, He strengthens the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and He saves. He strengthens and He sustains. He guards and He guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He discharges the debtors. He forgives sinners. He delivers the captives. He defends the feeble. He blessed the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And He beautifies the meek. That's my King. That's my King. My King holds the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. His life, my King's life, is matchless. Amen. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. His yoke is easy. His burden is light. Praat jy net van hom of ken jy hom? I wish I can describe Him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. You can't get Him
out of your mind, and you can't get him off of your hands. You can't outlive him, and you can't live without him. The Pharisees, they couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't found any fault in him. Herod couldn't kill him. My king, death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Amen. That's my king. Hallelujah. That's my king. Kom ons buig ons harte vir 'n oomblik. En ons laat toe dat die Gees van die Here dit wat gesê is lewendig maak in ons hart. Ek vertrou met my hele hart dat hierdie kort woord wat ek aan u kan bedien, deur die Gees van die Here geneem sal word om jou te help groei tot volwassenheid in Christus Jesus, ons Here. Hallelujah. Come, sweet Spirit of God. Come, sweet Spirit of God. Here ons Here. Come, sweet Spirit of God. Move over us. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Van die Here se Spirit in ons binne. Spirit move over me. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Ek sien ek kan die mooiste goed sien. Ek kan die raakste goed sien. Maar as die Gees van die Here dit nie 'n waarheid maak in jou nie,
dan praat ek soos wat 1 Korintiërs 13 sê, iemand wat sonder liefde praat, iemand wat nie die liefde het nie, soos 'n klinkende taal of 'n luidende simbaal. En dit wil ek nie wees vanmôre nie. Ek wil die Gees van die Here wat in jou hart inspreek vanmôre. Die grootste oorwinning van alle tye. Daniël hoofstuk 9. Die laaste gedeelte van vers 23. Ek dink dis gerig op pastoor wat hier is. Hy sê, want jy is 'n geliefde man. En gee ag op die woord en verstaan die gesig. En dan kom ons by die paar verse, dan gaan ons oor dit, want dit is moeilik en goed om te verstaan. En vers 24 sê, 70 7-talle sal ek oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Toe pastoor Frik vanmôre sê dat die Here het presies geweet op watter dag die Here Jesus gekruisig sal word. Hier is die antwoord. Nou ek gaan nie daaroor praat nie, dis bietjie ingewikkeld en ek het daar die studies nie hier nie. Maar Daniël profeteer die dag en die datum dat die Here Jesus gekruisig sou word. Van hierdie openbaring wat ek jou vergee, Daniël, 70 7-talle, 70 490 jaar sou dit uiteindelik wees. Maar hoor wat sê hy oor die dag wat gaan gebeur. Hy sê, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om 'n gesig die verwant en die profeet te beseël en om wat hoog heilig is te salf. In hierdie een vers is daar bykans 4000 jaar se gebeure saamgevat. Amen. In een vers. Hoor wat sê hy? Want daar's baie mense wat sê, maar ek vind nie so maklik die Here Jesus in die Ou Testament nie. Hoor wat sê hy, vers 25. As jy nou moet jy weet en verstaan. Jy moet weet en verstaan van die uitgang van hierdie woord. Dis die woord wat Daniël kry. Van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde. Wie is die gesalfde? Die Here Jesus. 'n vors, wie is die vors? Die Here Jesus is dan, en hier sê hy vir Daniël presies dag en datum, is 77 7-talle en 62 7-talle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid en na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word. Ons praat en sê ons is al reeds in die 1000 jaar van vrede. Hierdie vers sê dis nie so nie. Sal wie uitgeroei word? 'n gesalfde. Wie is die gesalfde wat uitgeroei gaan word? Christus Jesus. Hierdie woord beteken letterlik afgesny word, vermoor word, weggevat word. En dan gaan hy verder. Hy sê, maar ons sê uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Hy doen dit nie vir homself nie. Ons het dit gesing, ons het klaar gehoor. Jesus het nie na die kruis gegaan vir homself nie. Hy het na die kruis gegaan vir jou en vir my. Hy sê, dan sal 'n vors opstaan en ek wil vra dat jy dit self sal lees en dit praat oor en dit profeteer oor die vernietiging van Jerusalem 37 jaar na die bediening van die Here Jesus is die stad met 1 miljoen mense vermoor. Die tempel is letterlik steen vir steen uit mekaar gehaal. Tot sy fondasies is uit mekaar gehaal. Die brand wat die tempel gebrand het was so intens, die goud het gesmelt en tussen die stene ingeloop en hulle het dit vernietig om dit uit te haal. Dan praat hy van 'n verbond wat gesluit gaan word en dan praat hy en jy sien wanneer ons hierdie gedeeltes lees dan soos maar wag, dis baie ingewikkeld.
En weet jy, dis ook die rede waarom mense nie die boek Openbaring lees nie. Ons lees die boek Openbaring nie, omdat ons hierdie nie verstaan nie. Ons lees hierdie nie, omdat ons nie die boek Openbaring nie lees nie. En ek wil net 4 dinge doen, vir jou noem, wat hier uitkom. Die grootste oorwinning van alle tye. Pastor Frik, weet jy wat vir my baie hartseer? Dat oor Kroonsfees en seker vandag ook verwys word na die kruisheid van die Here Jesus as eintlik 'n slegte nederlaag. Verwys word na die kruisiging van die Here Jesus as iets wat eintlik maar baie hartseer is. Dit kon nie anders gewees het nie. As ek praat van 'n nederlaag of 'n oorwinning, praat ek nie van gebeure nie. As daar 2 boksers in 'n kruit klim, aan die einde van daardie geveg is daar 'n wenner en daar's 'n verloorder. As daar 'n oorlog is daar 'n wenner en daar is 'n verloorder. As ek praat van die grootste oorwinning van alle tye, dan moes daar 'n geveg aan die gang gesit geword het. Iewers moes 'n geveg begin het. Weet jy waar het hy begin? In Genesis 3 vers 15. Die mens val in sonde. Adam en Eva val in sonde. Hulle kruip weg. Hulle bedek hulle self met vye blare. Wie het vir hulle gesê dit is naak? Hulle het agtergekom, hulle is nie meer bekleed nie. Asseblief glo nie die prentjies, die Adam en Eva was nie naak in die paradys nie. Hulle was geklee met die heerlikheid van die Here. Hulle was geklee met 'n maatstaf uit die hemel, wat jy en ek nie kan verstaan nie. Hulle het 'n kleed aangehad, wat jy en ek eendag gaan kry, wanneer ons by die Here is. Ons gaan beklee word met die heerlikheid van die Here. En inteendeel, nou as jy beklee julle met Christus, trek hom aan. Die Here sê vir die vyand van die slang, nadat hy die mens verlei het, hy sê vir hulle, die Here sê vir die vyand, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Interessant, die vrou het nie saad nie. Krap ek jou kop so bietjie, maar ek wil gou jou aandag hierop stel. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom aan die hakskeen byt. Die Here sê dit. Hoekom sê die Here dit? Hoekom kan hy dit sê? Want hy ken die toekoms. Hy weet wat gaan gebeur. En die kruisiging is die dag toe die duiwel, die vyand, deur Jesus aan die hakskeen beet gekry het en hom gebyt het. En sy kop is vermorsel toe Jesus uit die graf uit opstaan en uit die graf uitstap en leef. Halleluja. Die vyand het gedink dis die finale slag toe hy Jesus aan die kruis vasnaal. Maar dit was maar die begin van dinge. Weet jy wat? Ek dink ons het almal al so 'n bietjie rugby gekyk nie. En weet jy hoe praat ons? Wie wat sê ons? Ons het gewen. Ja. Of dit nie duidelik, ons het gewen. Asof ek enigiets bygedra het met wat op baie rugbyveld aangegaan het. Maar ek sê ons het gewen. Ek wil nou nie praat van die bulle en daai ons met hulle. Ek weet nie, dalk iemand wat van hulle maar. Maar is dit so? Ons het gewen. Maar ons het niks te doen gehad nie. Ons was nie deel van die beplanning nie. Ons was nie in die oefenprogram nie. Ons was nie op die veld gewees nie. Ons het niks gedoen nie. Maar ons het gewen. En weet jy wat, my broeder en suster, weet jy wat die groot voordeel en eer wat ons te beurt val? Ons mag sê, ons het gewen. Halleluja. Amen. Ons mag dit sê. Want in Christus is ons oorwinnaars. Die dag toe ek my lewe aan Christus Jesus gewy het, sê die Bybel, ek moet saam met Christus is ek gekruisig.
saam met Christus is ek deur die doop, is ek opgewek en lewe ek 'n nuwe lewe. Lewe ek nou 'n lewe nie vir myself nie vir my vrou nie vir my kerk nie. Ek lewe my lewe in Christus vir God. Amen. En is ek deel van die grootste oorwinning wat plaasgevind het. Het die oorlog opgehou? Het die veldslae? Nee. Ek het 'n maatjie vanmôre hier met afbeen. Wat sê dit? Ons is nog steeds in die gebrokenheid. Maar hoor wat sê Daniël? Hoor wat profeteer hy? 4 dinge. 4 dinge. Wanneer hierdie gesalfde, wanneer hierdie vors afgesny gaan word, wanneer hy afgesny gaan word, 4 dinge vinnig nie. Hy sê die eerste is om 'n einde te maak aan goddeloosheid. Amen. Om 'n einde te maak aan sonde. Om 'n ewige versoening te bewerk. En om 'n ewige geregtigheid daar te sê. Jy sien, die geveg wat ek na verwys, is nie 'n geveg soos dit wat ons nou sien gebeur en hoor gebeur in Iran. Dis nie bomme wat val nie. Dis nie geboue wat in mekaar tuimel nie. Dis nie daardie tipe van geveg nie. Dis nie 'n geveg op 'n rugbyveld of op 'n boksstryd of waar ook al nie. Dis 'n geveg wat God aangegaan het. Dis een wat hy daar gestel het, wat deurlopend is toe tot vandag. Die verskil tussen jou en my en mense wat nie die Here ken nie, is dat ons wandel en leef nie meer onder die krag van hierdie goed nie. Amen. Ons leef nie meer onder die krag van hierdie dinge nie. Ja, dit het 'n invloed. Ja, dit is daar, maar dit beheer nie meer ons lewe nie. Om 'n einde te maak aan goddeloosheid. Yes. As ek nou hierdie teksvers gaan herhaal, dan gaan Ria sê, maar jy hierdie vers herhaal jy amper en sê amper elke keer. Dis my gunsteling teksvers van al die gunsteling teksverse in die Bybel. En dis hierdie een, 1 Tessalonisense 5 vers 23. Jy en ek is in hierdie geveg, maar ons leef nie onder die krag van dit wat gebeur nie. Ons leef nie meer. Ons leef onder die krag en die heerlikheid van die Here. Ons leef onder die bloed van Christus. Amen. Hoor wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 23. En mag hy die God van vrede vir julle, wie is julle? Sê, dis hy, julle halfhartig heilig maak. Volkome heilig maak. En mag julle gees, siel en liggaam. Ag, die storie is nie met daai een nie. Die storie is nie met daai een elke dag nie. Maar mag hy julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Ek sien daar is 'n dag waarin ons leef vandag, waar ons in die goddeloosheid leef. Maar ons is nie deel van dit nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Maar die dag is voor die deur, wanneer die Here Jesus, omdat hy homself as offer gegee het, 'n einde gaan bring aan goddeloosheid vir my en vir jou. En wanneer gaan dit gebeur? Wanneer die basuine gaan blaas en ons ontmoet in die halleluja. Dan gaan ons onberispelik wees voor hom. Ek sien vandag begeer ons nie. Vandag is ons op pad daarheen. Vandag gaan ons nog daarheen. Maar die krag van die goddeloosheid oor ons is nie meer daar nie. Want in Christus is daar 'n nuwe krag wat in ons werk en in ons heers. En dis die krag van die Heilige Gees. Amen. Hoor wat sê hy verder. Onthou dis Daniël wat dit profeteer. Daniël 'n paar 100 jaar voor Christus profeteer dit. Hy sê om 'n einde te maak aan sonde. Hy sê om die maat van sondes vol te maak. Om 'n einde te maak aan sonde.
Weet jy wat? Ek verdien die dood seker 500 keer 'n dag. Waar werk die vyand die hardste? Hier. Waar oorwin ons die vyand? Hier. Dis daar waar dit stop. Want as die sonde wat oordink word, wanneer dit werklikheid word, dan word dit eers sonde. Daarom beveg ek om hier. In die verlede het ons onder die straf van die sonde geleef. Nadat Christus in ons lewe gekom het en ons weer gebore is ons vry van die krag van sonde. Net so, vry van die krag van goddeloosheid, is die kruis van Jesus Christus, het dit bewerk, daardie dag, dat ons vry kan wees van die krag van sonde. Doen ek nog wat verkeerd is? Ja. Maar die bloed van Jesus, God se seun, reinig my, is reinigende in my lewe, solank as wat ek aangaan. En dis nie vir die wêreld nie, dis vir die weergebore kind van God bedoel. Sy bloed reinig ons oomblik vir oomblik, want ons is vry van die krag van sonde. Weet jy wat sê Daniël ook hier? As jy daar kom 'n dag, dat ons vry gaan wees van die teenwoordigheid van sonde. Dink nie, dit is mooi nie. Is dit nie iets om na uit te sien? Om vry te wees van die teenwoordigheid van, dat is geen sonde nie. Jy kan nie sonde doen nie. En daardie dag lê vir my en vir jou voor. En die realiteit van dit is vir ons voorbeeld, want Jesus gaan weer kom. Jesus sterf nie net aan die kruis vir niks nie. Hy bewerk 'n ewige versoening. Hoor wat sê Daniël? Hy sê om die ongeregtigheid te versoen. Om 'n ewige versoening te bewerk. Daarom dan, 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19. As iemand in Christus is hy 'n opgeboude skepsel. Opgeboude skepsel. Dis wat hy sê? Jy's met ander sperpaarts bymekaar gemaak. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Maar as ek in die spieël kyk, dan lyk ek nog soos ek lyk. Maar as jy jouself begin raak sien, en nie kyk in die spieël en jouself sien nie, maar in die spieël kyk soos wat God jou sien, deur die oë van Christus, gaan jy anders lyk. En dan gaan jy ophou om jouself neer te druk en negatief te maak, negatief. Okay. Ek is 'n nuwe skepsel. Alles het nuut geword. Het julle gehoor wat sê Daniël in sy gebed? Hy sê, ons met sprekinge voor die aangesig kom, maar op grond van u barmhartigheid. Niks uit myself nie, niks uit my te doen nie, niks uit my grootheid nie. Hy sê dit alles is uit God, wat homself met homself versoen het deur Christus Jesus, ons Here. So nou die ander lees. God het homself met hierdie wêreld versoen, toe Jesus aan die kruis van Golgotha sterwe. Luister, die duiwel haat daar soos vandag. Die duiwel haat elke dag, wanneer daar 'n tafel gedek word, en teruggekyk word na die kruis van Jesus. Dis vir hom 'n pyn in sy oog. Hy haat dit. Die duiwel haat 'n dag soos vandag, want hy word herinner, en ons word herinner, dat Christus Jesus 'n ewige versoening vir ons bewerk het. Hierdie woord versoening beteken net om die wat uitguns is in te bring, sodat hulle guns kan ontvang. Hy het vir ons, sê Daniël, 'n ewige geregtigheid bewerk. Hoor wat sê, om ewige geregtigheid aan te bring. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy wat hom
wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Nie op grond van ons eie nie, nie op grond van ons eie toedoen nie, nie omdat ek oulik is nie omdat ek oulik en mooi kan praat en mooi kan sing en mooi dinge kan doen nie, niks van daardie nie. Dit is 'n suiwer werk van die almagtige, heilige God wat hy vir ons gedoen het, deur Christus Jesus. Hy versoen hom deur Christus Jesus met hierdie wêreld. Ons aanvaar dit en ons ontvang die geregtigheidspryspraak. Pryspraak. Daarom kan niemand kom en my kom aankla van dit wat ek 10 en 15 jaar terug gedoen het. Die duiwel is 'n meester daarvan. Of gebeur dit net met my? Hy is 'n meester daarvan. 10 en 15 jaar terug kan jy onthou. Verlede week kan jy onthou. 10 dae terug kan jy onthou. Wat het toe gebeur? Ek onthou nie so lekker nie. Want dit is onder die bloed van Jesus. En die bloed van Jesus reinig my. Want ek staan onder die vryspraak van God. Hierdie geveg het jou en my bevoordeel. En ons kan werklik vanmôre sê, ons is deel van daardie oorwinning wat hy vir ons bewerk het. Ons is deel daarvan. Hy het alles gedoen. Hy het die prys betaal. Hy het gesterf aan 'n kruis van Golgotha. Elke sonde wat moontlik en ongeregtigheid wat jy moontlik aan kan dink, was op hom gewees. Hy het dit nie gedoen nie. Dit was op hom gewees. God die Vader het dit op hom gewerk, op hom gegooi. En vir 3 ure skyn die son. Vir die wat lief is Bybelstudie. Ek wil jou gedagtes so 'n bietjie prik. Was dit as gevolg van die afwesigheid van lig? Of was dit as gevolg van die teenwoordigheid van die boosheid? Dat die son nie kon skyn vir 3 ure. Ek het my gedagte daaroor. My broeder en suster, dis 'n tafel vir jou en my. Ek gaan nou nie. Dis 'n tafel vir jou en my gedek. En dis nie 'n tafel wat sê, ag sies tog, dis so jammer. Dis 'n tafel wat uitroep, oorwin! Amen. Dis 'n tafel wat uitroep en uitstel, ons het gewen. Ons is in die wenspan. En as ek dink aan that's my king, dan wil ek vanmôre dit vir jou sê, Jesus, he was the only one qualified to be an all-sufficient Savior. Prys sy mooi naam. Kom ons staan vir hom. Kom ons staan vir hom. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, soos in die hemel is, so ook op die aarde. Laat die wil geskied, Here. Dan staan ons stil by hierdie paar woorde en vergewe ons skulde. Ons weet dit is volmaak aan die kruis. Maar vanmôre, Here, wil ons saam met Daniël ook uitroep. Here, vergewe ons. Help ons, gee ons groot genade. Prys sy mooi naam. Prys sy mooi naam. Prys sy mooi naam. Holy Spirit, move me now. My life whole again. Holy Spirit, move over me. Spirit, move.
uitgaan en die regte kan hê om te sê, ons het gewen. Here, alhoewel ons niks in hierdie saak gedoen het nie, alhoewel ons geen bydrae gemaak het nie, Here, maar deur die genade maak U ons deel van hierdie oorwinning. En miskien is daar vanmôre iemand hier in ons midde, iemand wat hier sit wat nog nie deel geword het van daardie wenspan nie, wat nog nie daai oorgawe gemaak het nie. Ag Here, dat U deur die Gees in hierdie oomblik daardie waarheid in hulle sal openbaar om te sê, ek het nie nodig om 'n verlore te wees nie, maar ek kan meer as 'n oorwinnaar wees in Christus. Dat ek vanmôre, dat jy vanmôre hierdie geleentheid sal gebruik om ook die bloed van Jesus oor jou lewe te sit. Jy sien, want dit maak nie saak wie in die huis was nie. Wat saak gemaak het was die bloed van die lam aan die deurposte. Net so vanmôre maak dit nie saak wat jy van jouself dink nie, maar as die bloed van Jesus oor jou kom, dan word die krag en die mag van die sonde vernietig en die dood is nie meer oor jou nie, en kan jy lewe in hom, en kan jy ook vanmôre sê jy is oorwinnaar. Hy sal die res doen, maar vanmôre wil jy nie net vanmôre 'n keuse maak en sê, Here, nie myself nie. Wil jy nie net vanmôre kom uitneem en sê, Here Jesus, ek wil die bloed aanneem. Here, smeer die bloed aan my lewe. Here, maak my U verlosser. Ek gaan nou die kamera afsit as jy vanmôre daai keuse wil maak.